Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Dis weer vir my wonderlike voorreg om die woord van die Here tot u te bring. Nou geliefdes in die Here, ons voorsang vanoggend is die pragtige lied van Piet Smit, Neem my lewe, laat dit Heer. Neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur u Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Die Here sê, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord met blydskap saam te sing uit lied 156, Loof die Here. is die Here, U is onze Vader, in Jesus naam is ons nou hier vergader, en deur die Gees kom ons vrymoedig nader, loof die Here. Op al ons
Liefdes, die 10 gebooie leer ons wat die wet van die Here. Dit leer ons wat is die verkeerde dinge in die lewe. Dit leer ons om vir God lief te wees. Dit leer ons hoe om vir mense om ons lief te wees. Leer ons hoe God wil hê ons moet lewe. Daardeur word ons dan bewus van God se heiligheid, as ook ons eie sondes. Hoe som Jesus ons die wet op in Matteus 22 vanaf vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En ons weet hoe liefdeloos ons is teenoor God en teenoor ander mense. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. Nou broers en susters, na ons skuldbelydenis, wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely ons geloof verder, deur saam te sing uit Lied 284, laat u vrede deur my vloei. Laat Heer u vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar u liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in u, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer u vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil u lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer u vrede deur my vloei, leer my om ook soos u te kan vergeef, maak my bereid om aan myself te staan, dat ander u al meer in my kan sien. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde in gebed vir ons Heer en Hemelse Vader. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, Here, u wat hoog verhewe is bo enige mensekind, maar tog bemoei u met elkeen van ons in liefde en in genade, Here, en ons dank u daarvoor.
Want sonder U ingryping, Here, in ons lewens, sal ons tot niks kom nie, sal ons totaal en al verlore wees. Daarom, Here, op hierdie Sondag vra ons U, gee ons vrede in ons hart, Here. Laat ons rustigheid kan ervaar en die wete dat U in beheer is van alles, Here. En dit waarvoor ons leef en dit wat ons werk en dit wat ons doen tot eer en verheerliking van U naam moet wees. Want ons leef in hierdie afwagtingstydperk, Here, totdat U weer sal kom. En dit sal gebeur, Here. Of dit vandag, môre is of oor 1000 jaar, dit is in U hande. Maar laat ons waaksaam wees, Here. Laat ons tot U nader en vra van vergifnis van sondes, Here. Laat ons bekeer van ons verkeerde weë, waar dit ook al mag wees. Maar bo alles, Here, wil ons U dank vir die wonderlike voorreg, die wonderlike genade, om tot U te kan bid en U ons Vader te kan noem, Here. Want U sê in U woord, ons is U kinders. En U is 'n ware Vader wat U kinders help en behoed en bewaar. Maar Here, U ken ons harte. U weet hoe maklik ons verkeerde dinge dink, doen en dit soms net dwars trek. Maar Here, ons vra vergifnis daarvoor. Ons vra vergifnis vir ons sondes en ons verkeerde weë. Maar ook daar waar ons nie aan U dink nie, daar waar ons so maklik U versaak, Here, waar ons net kan sê, nee, wag, dit werk nie so nie. Dis nie volgens my geloof nie. Dis nie volgens U wil nie. Maar Here, deur die krag van die Heilige Gees wat ons lei, kan ons staande bly. Kan ons die aanslag van die duisternis die hoof bied. Want U sal ons nie alleen los nie. En weer eens dank ons U daarvoor, Here. Bring nou rustigheid in ons harte. Met die wete dat ons na U woord kan luister en U sal ons die woord gee wat ons moet ontvang om ons te versterk, Here. Gaan met al ons geliefdes, moed en bewaar en seën U hulle, Here. Ons vra in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Romeine 8. Ek noem vir Romeine 8 vanaf vers 1 tot 16. En uiteraard gebruik ek die Afrikaanse 83 vertaling. Ek lees vir die opskrif, daar is lewe deur die Gees. Daar is dus nou geen veroordeling van die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee ons die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Hulle word egter nie deur hulle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur of daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Salig sal die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar.
Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra hy seën op die gepreekte woord wat volg, dat die woorde van my mond en oordenking van my hart welbehaag gee voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is lewe jy in gereedheid. Dan wil ek daarby byvoeg is, besef jy tyd is kosbaar, dat die Gees jou bevry van vrees? Ons eerste gedeelte van vers 15 is ons teksvers. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nou, die Advent tema is vrede, en ek het gesê, wat is die teenoorgestel van vrede? Dit is vrees. Of dit is as jy nie in vrees lewe, dan lewe jy in vrede tog. Maar ter inleiding, die brief aan die Romeine is geskryf om die gelowiges in Rome te bemoedig, om hulle te herinner aan die krag van die evangelie en aan Paulus se beplande besoek. Die brief se eerste deel 1 vers 1 tot 11 fokus op die evangelie self. Alle mense is sondaars, Jood sowel as nie Jood nie. Geen mens kan die redding verdien nie. Die redding is genade. God spreek vry hulle wat in Christus glo. Die tweede deel, vers 12 tot 15, gee praktiese aanwysings vir Christelike lewe. En dan eindig dit met 'n groete en 'n lofprysing. Maar vandag hoor ons hierdie selfde woord in die adventtyd, die afwagtingtyd wat ons in leef. Met ander woorde, advent is 'n tyd van wag, van hoop en die lig wat stadig in die donker opkom. Dit is 'n tyd waarin ons herinner word dat Christus in 'n wêreld vol vrees gebore is. Maria het vrees geken. Josef het vrees geken. Die herders het vir 'n oomblik geskrik vir die engele. Selfs die wêreld waarin Jesus gebore is, onder die Romeinse drukking, het in 'n atmosfeer van vrees geleef. En in elke geval was God se eerste woorde, moenie vrees nie. Dit is dus geen toeval dat Paulus in Romeine 8 vir ons vertel dat die Gees ons nie weer sal laat vrees nie. Die adventsvraag word dus gevra, hoe leef ek as iemand wat wag? Nie in vrees nie, maar in vrede. Hoe leef ek in gereedheid, terwyl die Heilige Gees vrees uit my hart verdryf? Nou, Paulus open Romeine 8 met 'n kragtige verklaring. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hierdie woorde wat ek sê is soos 'n adventkers wat aangesteek word in 'n donker vertrek. Dit bring lig, dit bring hoop, dit bring warmte. En een van die diepste vrese wat die mense dra is die vrees vir veroordeling. Die vrees dat ons nie goed genoeg is nie. Dat ons nie aan God se standaarde voldoen nie. Dit is menslik. Maar Paulus herinner ons, Christus het vir ons kom intree. Hy het die skuld betaal, die las gedra, die oordeel op hom geneem. En die Heilige Gees is nie 'n stille bystander nie. Hy is die bron van nuwe lewe. Die krag wat ons lei, die waarheid wat ons in die lig hou. Wanneer die Gees in ons woon, word die stem van die vrees vervang met die stem van aanneming. Die Advent sê, God kom na jou toe. Hy neem die vrees vir veroordeling weg en vul jou met sy magtige vrede in jou hart. Maar nou weet ons dat ons sondige natuur maak ons kwesbaar vir vrees. En in Romeine 8 vers 3 herinner ons dat die wet nie die mag gehad om ons van die sondige natuur se krag te bevry nie. Die mens kan nie op eie wildkrag staan teen die druk van versoeking, bekommernis of vrees nie. Die aanslag van die wêreld kom so storms wat hewig is teen die huis van ons lewens. Dit slaan vas en om ons en dit woed baie keer. Vrees klop aan baie deure. Ekonomiese onsekerheid, gesondheid, familieprobleme, die toekoms, eensaamheid. Soms kom dit nie eens in groot vorm nie, maar in klein kompronie wat ons geestelike waaksaamheid verswak. Dan sê ons, dis nie so erg nie. Ag, almal maak so, net hierdie een keer. Maar dit is in hierdie klein verskuiwingsoomblikke dat vrees in ons harte begin wortel skiet. Paulus sê duidelik, die dinge waarmee die sondige natuur hom besig hou, loop uit op die dood. En dit is nie die fisiese dood nie, maar die geestelike afstomping, verlies van vrede, die opstaan van vrees in die plek van geloof, met ander woorde totale verval. Die Gees daarenteen bring lewe
en vrede. Dit is God se adventsvrede, 'n vrede wat nie net die afwesigheid van konflik is nie, maar die teenwoordigheid van God se lig in die donker. God het dit gedoen wat die wet nie kon doen nie. Hy het die sonde van die vlees veroordeel en die mag van vrees verbreek. Christus het die hoogste prys betaal om die muur tussen God en mens af te breek. En Jesus se kruisdood was nie 'n gedeeltelike betaling nie, maar dit was volkome ten volle. Hy het die volle las gedra vir elkeen van ons. En omdat Christus in ons is, leef ons nie langer onder die mag van die vlees nie, maar onder leiding van die Gees. Advent vra, is jy gereed? Nie gereed omdat jy bang is nie, gereed omdat jy vol hoop is, vol hoop en verwagting is. Advent is die tyd waarin ons weer leer om te wag. Nie paniekerig nie, maar rustig. Nie angstig nie, maar vol geloof. Elke dag herinner die Heilige Gees ons, jy behoort aan God. Wanneer ons deur die oë van die geloof na Jesus kyk, sien ons die wêreld se pyn en die gevolg van sonde, maar ons sien ook die verlosser wat gekom het en weer sal kom. Die Gees is die een wat ons elke dag vorm om meer soos Christus en minder soos die wêreld te wees. Hy herinner ons dat die vrees wat die wêreld ons aanbied, nie die laaste woord het nie. Jesus Christus het. Want Romeine 8 vers 15 sê vir ons duidelik, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, nadat julle nie weer in vrees lewe nie. Dit beteken vrees is nie die natuurlike, ek wil amper sê habitat van die kind van God nie, maar die gees van die wêreld probeer ons vasgryp met vrees vir mislukking, vrees vir oordeel, vrees vir die onbekende, vrees vir veranderinge, en soms word ons so maklik slawe van ons eie omstandighede. Maar geliefdes in die Here, Advent vertel 'n ander verhaal. Die eerste woorde van die engele aan Sagaria, Maria, Josef en die herders was, moenie vrees nie. Die geboorte van Christus is God se antwoord op vrees. Die Heilige Gees getuig in ons harte dat ons nie slawe is nie, maar kinders. Kinders wat Abba, Vader mag sê. Die Gees stuur ons in 'n liefdesgehoorsaamheid na Jesus toe en lei ons om 'n lewe te leef wat God se lig weerspieël. Dan verander ons lewens, nie as bewys dat ons onsself red nie. Nee, maar as vrug van die Gees se teenwoordigheid. En die wêreld se vrese word minder. Dit wat in jou hart opbou, dit wat jou lewe, ek wil amper sê wil rompel, dit word al hoe minder en minder, maar God se vrede word meer en meer in jou lewe. Dit is die wonder wat Jesus Christus vir ons aanbied. En dis waar ons tema inkom, lewe jy in gereedheid. Besef jy tyd is kosbaar en die Gees jou bevry van vrees, dat hy vir jou vrede gee. En geliefdes in die Here, die uurglas loop. Dit hou aan. Ons kan dit nie stop nie. Tyd is kosbaar. Ons wag op Jesus Christus se wederkoms, vol hoop, vol verwagting, vol liefde, vol genade volgens sy woord. Laat ons dus nie as slawe van vrees lewe nie, maar as kinders van die lig. Laat ons sy Jesus Christus se vrede in ons harte aanvaar en dan dit koester en vashou, want dit is kosbaar. Van die vrede word ons bevry van die dinge wat die wêreld ons wil mee onderdruk. En ons kan leef in liefde en gehoorsaamheid. Maar dan weet ons is sondige mense. En daarom kan ons keer op keer na Jesus gaan en bid en vra vir vergifnis en opregtheid. Dat hy ons lei en behoed en bewaar, maar ook bevry van die dinge wat ons pla. Die dinge wat 'n muur tussen ons en hom bou, dat dit afgebreek word deur gebed, liefde en genade. Geliefdes in die Here, ek sluit af. God het die wet gegee, maar die mens het dit verbreek. Hy het sy seun gestuur en Christus het oorwin. Die Gees lei ons nou in 'n nuwe lewe, 'n lewe van vrede, nie van vrees nie. Wanneer die seun uitgespreek word ons ingestuur in 'n nuwe week, 'n Adventweek wat vol hoop, liefde en vrede is. En die week wat die week ook al mag bring. Ons hoef nie te vrees nie. Die Gees gaan saam. Die Gees sterk jou, die Heilige Gees lei jou. En die vrede van God is met jou.
Here en Hemelse Vader, stuur die Gees oor ons vandag. Help ons in ons swakheid. Breek die krag van vrees in ons harte. Laat die Heilige Gees ons lei op die pad van die ewige lewe in vrede. Amen. Kom ons buig ons hoofde voor ons Heer en Hemelse Vader in gebed. Die Heer ons God, ons dankie vir die voorreg om die woord te kan ontvang en dat te kan luister. Dankie vir die waarheid wat ons lei, troos, wat ons vorm en wat ons bewaar, Here. Bewaar van die bose en soveel dinge wat ons van pad af wil vat, Here. Laat dit wat ons vandag gehoor het wortel skiet en vrug dra aan die dae wat voorlê. Here, gaan met ons in die week wat voorlê. Gee ons wysheid vir elke besluit, U vrede in elke uitdaging en U teenwoordigheid in elke ontmoeting. Bewaar ons in ons werk, by ons huise, ons verhoudings en ons gemeenskap, Here. Maak ons oë oop om U hand te sien, ons ore om U stem te hoor en ons harte om U liefde uit te leef. Maar Here, sterk diegene wat moeg is, dra diegene wat swaar kry, genees diegene wat siek is, en getroos diegene wat rou. Mag die lig van Jesus Christus oor ons skyn. Mag die genade van ons Here Jesus ons dra. Mag die liefde van God ons ontvou. Mag die Heilige Gees ons lei op elke pad waarop U ons stuur. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons slotlied vanoggend, die mooi Kerslied, Welkom stille nag van vrede. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke bye in eeuwe ouwe taal? Kyk selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.